Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 15 Oktober. Vergeetachtigheid. Kom ons bid saam. Liewe Vader, wees asseblief met ons met hierdie studie genaamd vergeetachtigheid, dat ons nie sal vergeet nie, liewe Heer, maar dat ons wel hierdie boodskap in ons harte mag dra. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 4 vers 20 tot 24 in die lig van die volgende verse. Rigters 3 vers 7, Rigters 8 vers 34, as ook Psalm 78 vers 11, Deuteronomium 8 vers 2 en vers 18 en Psalm 45 vers 17. Waarom was dit so belangrik om die Here se magtige dade te onthou? Ons lees Josua 4 vers 20 tot 24. En daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe, dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het, met die Skelfsee wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. Josua 4 vers 20 tot 24. Rigters 3 vers 7 sê vir ons, en die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here hulle God vergeet, en die Baals en die heilige boomstamme gedien. Rigters 8 vers 34 sê vir ons, en die kinders van Israel het nie gedink aan die Here hulle God, wat hulle uit die hand van hul vyande rondom gered het nie. Psalm 78 vers 11 sê vir ons, en hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Deuteronomium 8 vers 2 en 18 sê vir ons, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te vererwe, dat hy sy verbond kan bevestig, wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Psalm 45 vers 17 sê vir ons, in die plek van u vaders sal u seuns wees, u sal hulle aanstel as vorste in die hele land. Psalm 45 vers 17. Let op die verandering in persoonlike voornaamwoord in Josua 4 vers 23. Die waters van die Jordaan is voor julle uit opgedroog. Dit wil sê, ten aanskoue van al die Israeliete wat pas daardeur getrek het. In teenstelling hiermee is die Skelfsee voor ons uit laat opdroog. Hier is diegene wat toekyk, die eerste geslag Israeliete, dit wil sê die wat die uittog uit Egipte meegemaak het. Hierdie twee gebeure wat deur twee verskillende geslagte beleef is, het nietemin 'n soortgelyke betekenis. Neem die volgende in ag. Uit die trek deur die Jordaanrivier put die tweede geslag dieselfde betekenis as hul ouers se trek deur die Skelfsee. Dit is te danke aan die getuienis van hul ouers dat hierdie gebeurtenis die tweede geslag ewe diep ontroer het. Normaalweg word vergeetachtigheid as 'n menslike en dus normale eienskap beskou. Vir 'n mens se geestelike lewe kan dit egter ernstige gevolge inhou. Selfs vir die hedendaagse gelowige behels die behoud van ons identiteit
as 'n kerk met 'n unieke roeping en sending dat ons geleenthede vir die verkwikking van beide ons individuele en gesamentlike geestelike geheue skep, ten einde onsself te vergewis van ons herkoms, van wie ons is, en ook waarvoor ons op die been gebring is. Lees 1 Korintiërs 11 vers 24 en 25 en Johannes 14 vers 26. Waarom moet ons altyd in gedagte hou wat Christus vir ons gedoen het? Maak enige iets werklik saak daarsonder? Ons lees 1 Korintiërs 11 vers 24 en 25. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. 1 Korintiërs 11 vers 24 en 25. Ons lees ook Johannes 14 vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 14 vers 26. As ons nie ons lewenspad voortdurend met God se weldade en openbarings van die verlede verlig en rig nie, sal ons gewis die nodige motivering vir die uitvoer van ons sending op die lange duur verloor. Dit is iets wat Ellen G. White terdee besef het. Ons lees in Ellen G. White Life Sketches, bladsy 196 die volgende. Ons het niks te vrees vir die toekoms nie, behalwe as ons vergeet hoe die Here ons tot dusver gelei het, as ons vergeet hoe hy ons deur die loop van ons geskiedenis geleer het. Ellen G. White, Life Sketches, bladsy 196. Terugblikke is wel belangrik. Dit is goed om te onthou wat die Here in die verlede vir ons gedoen het. Waarom moet ons egter ook 'n daaglikse belewenis met hom hê, sy liefde en teenwoordigheid as 'n eerstehandse werklikheid ervaar?